Hier het my gevloek, mense. Vertel hulle hoe jy my gevloek op Facebook. Ja, Mag ek dit sê vanaand? My Engels, ek is bly ons gaan Afrikaans praat Are you bietjie English? vandag. Nee, Born English. nee. Ek sê vir die mense, my Engels is soos data, it runs out sometimes. I was born English, but then I write me in Afrikaans because when I come out, I said it is a beautiful red baby. So I was born in English. But Mamma se red het toe. okay. So ons het Redness in English. Roy Strauss en Devin Hofmeyer. En Devin Hofmeyer, jy was al op die talkshow. En ek moet sê, hy het die eerste keer hier aangekom met hy het 'n suit aangehad. Ek het dit gelaf. Hy was ek wil nog van hom gevra het, was dit 'n skenking of het hulle hom net gedres vir die aand, maar dit het so geblink. Dit het geblink. Ek het vanaand dit weer verwag en toe my klere in die lorry wat nog hier is, hier gebly. En hier sit ek nou sonder 'n lang broek, maar dit was, jy lyk mooi man. Dit is daai aand het ek gesê. Jy raak 'n pastoor. Ek het by jou gesit en sê, hoorie Deon, nou ons kan nie soos jy aantrek nie. Jy sê die volgende mense, dog ek wel. Exactly. Maar normaal. Ja. Maar ek gaan met 'n rugbybroek kom volgende keer. Ja, my volgende, Dis my trend te verander. my guest wat naam op was, het gesê, vir die kamera, toe sê, well, Devin, ek weet nie, kyk jy na hierdie nie, maar ek het dan met 'n suit gekom nie. Ja, uit die bar jy het die bar gereis daar. Het jy iemand naam met 'n suit gekom? Nee. Ag nee. Maar Come on, man. Maar die ordentlikste maar ek hou van wat jy daar gesê het. You dress up for Jesus. Ja. Amen. En dit was mooi. Dit was mooi, jy weet. Maar dis wonderlik. So vertel 'n bietjie eers van julleself vir gaste wat nou kyk van julleself. Devin kan praat. Ek is meer die stil soort, maar ek sal Regtig? Ja, nee, ek is baie stil. Egipte en Israel het hom baie verander, jy weet so. Maar hy sal aankom, hy sal praat. Die probleem is ek is saam met Devin. Ek moet baie vrae hierna beantwoord. So nee, praat jy Devin? Ja, dankie Joanne. Dis 'n eer om hier Ja. te wees. Dankie vir almal wat kyk, vir die mense op my TikTok. Yes. Dankie julle, ons beloof ons sal live kom vir dit en vir die mense op die TikTok aan daai kant. Dankie. Ek is Deon Hofmeyer. Ek was vir 'n hele paar jaar in aktivisme in. Baie dinge gedoen vir die Afrikaner, vir ons mense, polities gedrewe. Jy het uit maar 'n gly en val pad gehad, 'n klomp dinge wat hy doen. En die Here het my regtig op 'n punt in my lewe gebring waar ek hom alleen nodig gehad het. Yes. Geen ander ding kom my meer vervul nie. Daar's nie meer optogte of vrouens of drank of party, niks kon 'n ou mee vul as hy nie. En hy moes my op daai plek bring. Dit is 'n jammerte vir my dat ek myself op baie punt moes kry, maar ek's bly ek het daar gekom. Yes. Want dis waar hy my kom optel het en nou hardloop ons hard vir hom, jy weet, en ons storm die hekke van die hel nou. Vir hom en ons is nie van plan om binnekort te eindig nie. Ons gaan nou maar so radikaal soos ons was vir die mense, gaan ons radikaal raak vir die Here ook. Weet jy dat 'n paar mense binne ek sê jy kom op wat nie geweet het jy was al voorheen op die talkshow nie. Dan sê hulle vir my, het hy sy hart aan die Here gegee? Ek sê ja, hulle was heel verbaas. So, toe sê ek vir hulle kyk vanaand. Ja, dankie. Ja, so baie trots op jou. Dankie. Yes. Ja, ek wil hom net vanaand sê, ek was tot nou toe ook nog nie my pa, of nie ook nie, Ja. ek het nog nie my pa ontmoet nie, ek vermoed dit is Donald Trump, hy het 'n mooiere look, ek hou nogal van my stiefma, maar los dit nou daar, kom ons... Sy's nogal mooi. Ja, kom ons los dit nou daar, maar weet jy, ek het baie mooi groot geraak by oupa, ouma, verskriklik mooi groot geraak, met 'n toilet wat ook buite die huis gesit het, daai toilets, so ek is ook agtergeblewe, nie plafon gehad en nie elektrisiteit nie, so by toilet sit oor die brommer, dan sit op jou bout, dan maak jy so, dan gaat hy weer af, baie dae het ons net koerantpapier gehad, nog daai tyd om Hendrik Verwoerd op die rapport, dan spie af, en sit hy op jou bout, maar daai tipe goed, so dis waar ek uitkom, en toe ek nou groot raak,
ek gaan net vertel my eerste keer toe ek 'n disco ontmoet. Nou kyk, daar op Grabies gooi hulle meel in die garage. En dan 'n trek klavier en daar gat hulle. En dis lang arm dans en dit is. En so kom ek by die Police College. En die eerste Britnell is die ou se naam. Hy sê vir my, kom ek gaan wys jou. Nou my ouma het vir my gekoop net voor ons opgaan, kon jy 'n plaat en 'n special kry, dan kry jy 'n Queen Wessie. Hy's swart Wessie met wit geskryf. Ek was baie maarder daai tyd, maratonne gehardloop. Is hy? En my ouma koop vir my denim baadjie en 'n denim jean en ek is hier op Pretoria toe van Grabies af. Okay. En ons slip uit by die Police College en hulle vat my Jacqueline's toe. Nou ek het nie geken nie, toe ek instap, mense, nou draai daar so 'n bal. Daar's die meel op die vloer hè. Nou kyk ek, in hierdie kant staan, kyk, julle moet verskoon maar ek moet vertel hoe dit gebeur. Ek kan nie lieg nie. Hier staan 2 meisies. Maar hulle staan so by die bar gebuk, nou staan hulle sterretjies 'n bietjie in die lug. Nou het hulle jeans aan, né? En dit ek bedoel ons mooi gebou, verstaan? En ek was ongered. Ek vertel nou hoe dit gesien. Nou kyk ek die ou sê, jy mag vat. Ek sê vat. Mag ek aan hulle vat? En ek is ook vraatsag, ek kom so met die 2 hande en ek vat aan hulle boude. Kerels. En daar kom 2 chakarouts. Ek het nie geweet van dit nie. Hulle tel my op, hulle skeer my ou Queen Wessie. I want to break free. En ek hardloop van daar af Police College toe. Nou dis my eerste keer wat ek met disco te doen gehad het en sulke goed. En lang daarna, ek het 'n lewe wat ek mense doodgemaak het. Ek was in Koevoet gewees, al daai goed. En toe kom die duiwel en hy sê, "Maar maak jou eie seun wat 2 weke oud is dood en jou vrou." En toe try ek hulle doodskiet en ek plant vir my vrou 'n granaat. Ons is nou hoe lank is ons getroud, Stella? Jy sal mos kyk want jy sal altyd dop hou. Ja, as Andres. Dis daai ou wat ek wou doodskiet. Andres Strauss wat daar is. Hy's baie wake up om te check. Vanaf luister hy ook. Hy uit maniere. Maar weet julle wat? En ek stel vir my vrou 'n handgranaat. Ek gaan nie hier verduidelik hoe stel jy hom nie. Onder en sy was 'n kolonel in die polisie, hoof van kinderbeskermingseenheid. En weet jy die volgende oomblik, 3 dae daarna, want ek het brandewyn nou gehad toe kom stel. Toe vergeet ek weer af. Dan ry ek met daai kar. En hy bom gehamper. Hierdie is waar mense. My vrou is soos 'n kat met 9 lewens. Sy dood net nie. En vandag is ek so dankbaar, 35 jaar getroud. Ek is so die Here dankbaar dat sy by my gebly het. Ek sukkel 'n bietjie met haar, sy kan nie, ek moet die was gedoen, ek moet die kaste regpak en sulke goed, Maar kos los dit dan. Maar ek lieg. Maar en toe kom Jesus ingestap. Die aand toe ek haar en Andres wou doodskiet. En ek rand my vrou en ek is so skaam om dit te sê. 33 jaar terug. En Jesus kom stap in en hy change ons lewens. Maar julle kan verder praat, want nou net praat ek te veel. So, en toe ontmoet ek, na vir Jesus ontmoet het. Toe ontmoet ek nou 33 jaar aan na vir David in Israel. Hier het my gevloek, mense. Vertel hulle hoe jy my gevloek op Facebook. Mag ek dit sê vanaand? So julle het in die begin nie eintlik oor die weg. Nee, wat sy nie weggekom nie. Ek het nou maar net gesê eendag op Facebook, ek sal like as Julius Malema en Steve Hofmeyer, ek het nog nie die ou ontmoet nie. En hy's te oud om my pa te wees, want ek bedoel ek soek nog my pa. Maar los hom dan. Maar so sê ek Julius Malema en Steve Hofmeyer, ek gaan nou nie ander mense name noem, want dit is nogal funny, die laaste een, maar dit is 'n inside joke. Maar ek sê toe, ek het 'n begeerte regtig, ek bid dit al oor die 12 jaar, hulle twee moet saam preek. As jy op 'n loftes, as jy vir Piet Pompies van Pofadder vra om te kom preek, dan gaan 2 mense opdag die ek wagte by loftes. Maar as jy vir Steve en Julius Malema bekeer, dan is daai ou bekeer en daai 2 tree saam op. Steve kan meer net. Ons sal dit nog uitsal. Toe die ou was hy ongered. Toe laat loop hy my. Maar ek moet nogal sê, wie jy as 'n ou my vloek, gaan ek die hand. En dan sê ek, Here, waar het ek geoortree? Maar toe kyk ek so 'n bietjie foto's van hom, man. Ek was 'n rofstoeier. En ek dink vir jou gaan ek kry. Ek wil jou pak gee. Maar toe sien ek hy's te fris vir my. Toe dink ek gaan hom geestelik aanpak. Ag nee, weet julle wat? Ek maak nou baie grappe daaroor. Maar weet jy wat is my mooi? En ek dink dit vandag in die Lorien. Sorry dat ek dit nou uithaal het. Dat hierdie man na my toe gekom het. En dis 'n ware man.
Ek sê, Royce, ek wil jou verskoon. Ek sê, jy hoef nie. Hy sê, ek wil jou om verskoning vra. Yes. Ek het meer mense wat ek moet om verskoning vra, verstaan? En hy vra my om verskoning. En dit moet ek nou sê, ek het 'n like in hierdie ou, want 'n man wat verskoning kan vra, daar kyk jy of 'n mens die Here dien. Dis Maar sorry dat ek jou vuil was goed in die publiek gewas het. Dis waar. Ek gaan nou niks verder sê nie. Wel, ek Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ek moet sê toe ek sien, ek en my suster was so 3 jaar terug was ons daar by Israel. En maar toe ek julle twee sien, vir die eerste keer toe sien ek julle saam. Toe sê ek nog vir myself, Israel, julle weet nie wat vir julle wag. Hey, kan ek vir jou sê, ons het 1500 kaartjies van Jesus is die weg, die waarheid en die lewe en niemand gaan die Vader na hom toe nie. Ons het hom in wat is daai eerste plek waar die koffie so sleg is? Wat ander is as daai asynpannekoeke laat eet het. Wat is die antwoord? Was dit nou Nee, Israel, hierdie ander is vat vir jou Nee, wat was daai Ethiopië? Oor Ethiopië. Toe het ons daar 500 kaartjies en ons het God vertrou ons dat elkeen raak 'n evangelis. Het ons dit daar aangesit. Toe het ons die ander armees, het ons daar, en toe het ons in Israel en toe het ons in Egipte en in Palestina. Ons het verskillende goed gehad. Die eerste dag vra hy vir my, wat se kaartjie is dit? Hy beheer hom nogal mooi in sy beursie. Later toe kom hy agter wat is hierdie en toe begin dit trek ons oop. En ons evangeliseer hulle daar. Maar praat jy nou verder met? Ek gaan nou nie aan mekaar praat. Nee, dit was ongelooflik. En hoe was dit dan in Israel met julle? Ek gaan nog een ding sê, hoe dit was. Dit is, hy en François Badenhorst is nou my skoonseun. Team toe op. Ek kruip net in die bed in. Ek is moeg, dat klop hulle aan die deur. Ek het nie geweet daar. Hier kom ek uit met my pens. Ek het 'n taamlike pens, maar wat hulle nie besef is nie van vetgeit, dis my lewer is groot. Maar in elk geval, nou kom ek uit met my pens en my nagbroekie. Hier is hulle live op TikTok. Ja. Nou sien die hele wêreld my spoedlyf. Maar okay, ek gaan dit gaan jy nou Ons het heilige TikTok gespeel. Ag heilige TikTokie. En dit ek het nie geweet hy gaan net met sy onderbroek uitstap nie. Ek wil hom net afneem en kyk hoe gaan hy uit die kamer uitkom. Hier stap hy uit in die gang. Ek lyk soos Faf de Klerk. Ja. Maar okay, kos los. Maar weet julle wat is lekker? Kom ons praat daaroor. Ja. Mense dink as jy 'n kind van God raak, moet jy skielik jou gesig soos 'n donkie trek. Jy moet so in die kerk instap, jy moet anders trek. Nee, los die sonde en lag en wees vriendelik. En braai vleis sonder die duiwel in jou hand. Ja, dis wonder en voor jy praat, ek wil net vir die mense sê, hier kan julle almal net hande klap of geluid maak want hier's baie mense, 'n hele audience hierso. Kan ek net iets sê? Kan ek net iets sê? Die mense wat is 'n rentekraak. Van skool op. Kyk jy, daar het my vrou nou opgekom. Hy is op sy prime praat weer baie. Okay, dis Stella Strauss. Sy's 'n regte, sy gaan elke week in Appington toe doen haar nails en vat teen skorrel goed. En daai tipe goed. Maar kos los dit af. Ons sal die rentekraak se checks later gee. Okay, maar luister, jy praat jy nou. Nou volgens nie, ek dink Israel vir my was ek sê dit baie vir Royes, ek gaan nou by Royes kom, by daai gedeelte kom. Ja.
Jy weet, ek dink jy het ook dieselfde ervaar. Dat as jy in Egipte kom, Ja. of in Israel kom en jy lees oor die plek in die woord, skep jou eie prentjie vir jouself hoe dit daar lyk. Ja. En om daar te wees, om fisies daar te wees, om te weet, Jesus het hierdie gesien met sy eie oë wat jy nou sien. Dit is absoluut Precies. merkwaardig, jy weet. En, en vir my, ek het die Here gevra, as ek op die toer gaan, ek soek iemand radikaal daar saam met my. Jy Yes. weet, ek Ja. wil dis vir my 'n anderste wêreld om polities radikaal te gaan in 'n koninkryk radikaalheid. Ja. Dis 'n groot shift daai. Baie van dieselfde komponente, maar vir 'n totale ander fight. Yes. En ek soek iemand radikaal in hom om my te wys Yes. hoe radikaal kan 'n ou gaan. Ja. En toe stap Roy is oor die liggawe in. En toe weet ek, okay, dit moet hy wees. Jy weet, as jy in Israel loop en ons kom by een of ander standbeeld of 'n ding uit of hulle verduidelik vir ons van hierdie ding, as jy om jou kyk sien jy nie vir Roy is nie. Hy is nog 50 meter agter, dan is hy besig om vir iemand te sê die Here is lief vir hulle. Amen. Jesus, sê daai een priester het hom amper gesteel gehou. Maar okay, los dit nou. Ja, baie van die mense, party van die mense het dit gelaai so. Toe sê hy ek wil hom slat. Ja. In die kerk, hierdie ortodokse priesters. Waar sal ek nou die priester in die kerk slat? Ek het gesien, hy kyk my skoondogter se sterre. Toe slat ek hom so met die leer, toe sê ek, I watch your face man, you must be. Nee, nonsens, wat, hy is mos nie, kan nie hersterre staan en kyk nie. Sien jy, ek was reg toe wanneer ek gesê het, Israel, julle weet nie wat wag vir julle nie. Ja, Ja, dis ongelooflik. Ek het baie geleer. Dis Ons het op toer gaan toe wanneer hulle, omdat ons land is mos so oulik om hulle neus in alle plekke in te gaan, vat hulle mos ons, die vliegtuig, die Israel vliegtuig, mos nou weg. Ons was die laastes wat ons het gevlieg soontoe, ons het teruggekom en hulle het hande geklap en sê baie dankie en van die Israel mense het toe opgeklim want dit was die laaste vlug wat Suid-Afrika toe gekom het van Israel. Wanneer ons daar was daar omtrent niks mense daar nie. Ons het nooit in rye gestaan nie want dit was nog die oorlog daar. Ons was nog een keer in die hotel toe ons het gedink alarm gaan af die bom en ons gaan almal hardloop buite en sê waar moet ons wegkruip? Jy weet, maar toe sê hulle nee, dis 'n valse ons dis so raai. Maar dit was nogal bietjie skrikwekkend om te weet jy weet. hy mense kry swaar. Ja. Ja, ons was daar net voor die oorlog uitgespat het. Ons het ervaar hoe die jets om 'n ou vlieg oor 'n ou vlieg. Yes. So ons was maar daar in die laaste voorbereiding van wat nou daar. Wel, ek het iemand geïnterview wat daar was wat die daai oorlog en sy het ons gevat in die bomb shelter waar hulle bly. En ek het daar dit was 'n split screen en toe gaan wys sy hoe lyk die bomb shelter. Die huis wat gewoonweg en dan loop jy in die kamer en dan het hulle die shelter daarso. En jy kon hoor hoe gaan die sirens toe af. So dit was nogal baie interessant om haar te interview. Jy weet laat sy ons bietjie dit gewys het. Maar maar wat ek agterkom het van Israel is nie baie vriendelike mense nie. Nee, die Jode is nie vriendelik nie. Ons moet net een ding weet. Mense dink altyd as ons sê ons is lief vir Israel, ons bid vir Israel, ons keer alles goed. Ons keer nie alles goed van Netanyahu nie. Ons keer nie alles goed van die Jode nie. Ja. So keer is hy van mense moet verstaan Netanyahu, ek moet sê is 'n brawe man, maar hy het ook maar nou die LGTB bevoordeel. Yes. Verstaan so, ons keer nie iemand so Trump. God gebruik hom in hierdie tyd as 'n trigger. Maar Ja. dit beteken nie hy is 100% reg nie. Presies. Ons mense, ek bedoel, weet jy presies. Ons was gedoop by Jordan daar het wagte daar gestaan met hulle gewere. Ek het nog vir die ou gevra kan ons asseblief 'n foto neem. Het ek nog 'n foto waar met sy geweer staan, maar jy kan net sy oë sien aan oorkant het hulle weer gestaan met hulle gewere. Toe sê hulle ons moet dit nie oorgaan nie of anders gaan daar 'n geskietery wees. Toe sê nee, ons gaan net hierso bly, ons gaan net hier gedoop word. Maar dit het gereën daai dag wanneer ons daar was en hulle sê dit reën nooit daar in die daai area nie. Maar toe wanneer ons van na die dooie see toe gaan, toe stop hulle en toe ons is in die bus en daar staan al die mense met hulle gewere en hulle skree, hulle praat hard met mekaar. Ons dink hulle beklein, hulle gaan ons kidnap en ons het ons nie in daai
daai bus begin bid nie. Want ons het gedink dis dit, hulle gaan ons kidnap, ons is nou dis nou verby en al dit, maar toe het hulle nou verduidelik, ons kon toe nie na die dooie see toe gaan nie want die brug het in mekaar, omdat die brug was nie gewoond aan die baie reën nie, het die brug blykbaar. Kan ek iets sê vanaand kan ek praat wat ek jou vanoggend gestuur het, die video? Kan ek? Ja, Ek het vanoggend daar in House of Bread gekom, en 'n jong ouetjie, wat nie rondloop, ek is 'n profeet, ek sê nie, mense wat profete is, kan sê hulle is profete, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar wat ek bedoel, jy kry mos nou, maar wat ook so sê, wat nie is nie. En hierdie ouetjie is baie nederig, ek ken hom jare al, Okay. en hy kom vanoggend na my toe en sê, maar kan ek gou afneem as jy met my praat? Hy sê, luister hier, voor ek vir Devin gesien het by jou, Yes. toe praat die Here met hom, hulle bid nou al, hy bid saam met mense wat 17 jaar, elke oggend in Bloemfontein bid, Ja. daar by House of Bread, en hierdie ouetjie bid saam, en hy sê, en ek wil hy, ons moet vanaand dit eintlik gespeel het, maar Devin moet hierdie woord, ek sê dit nou tweedehands oor, vat, en hy sê, dis nie, toe hy ons gesien het, hy sê, na hy die woord kry, hier sien hy loop ons, verstaan, en toe gee hy nou die woord vir my, laat dit by Devin uitkom, toe sê God vir hom, Devin, die Here soek iemand om onder die Afrikaners te werk, en onder mense te werk, ook regs is, en Afrikaners, en met ons te praat, daar moet 'n man opstaan, en ons praat nou nie van die man in die breinpakkie, daar moet 'n man opstaan vir die Here, Yes. en hy sê, God sê vir hom, dis Devin Hofmeyer. En hoor gou mooi, hierdie ding is nie net cheap nie. Hy het dit vanoggend en toe stuur ek dit vir jou. Ek wil vandag vir jou sê op hierdie show, en ek wil dit nou amptelik uitverklaar, in die naam van Jesus Christus, jy's geroep vir 'n baie groot storie in Suid-Afrika. Amen. Laat mense vloek, laat hulle sê wat hulle wil en die ander sal jou ondersteun. Jy's geroep. Gaan en sonder af soveel as wat jy kan. Gaan vas, jy en Natasha. En hoor hier, leef heilig soos jy kan. En jy gaan sien, gaan uitstyg. God het dit is besig om die passel reg te sit vir Suid-Afrika. Presies. En God gaan 'n herlewing hier doen. Ja. Ons gaan een oggend, gaan ons net sê, is dit wat die Here gedoen het in Suid-Afrika? Praat jy die deel wat verkeerd is, gaan verkeerder gaan, die ander deel gaan beter gaan. So ek wil net sê, God is besig met baie groot goed. Amen. Amen. Ja, nee, ek weet veral daar mense wat gesê het, het hy sy hart aan Here gegee. Vir daai mense wat dink nog jy's nog daai ou ene. Hoe 'n voorbeeld gaan jy net nie vir hulle wees nie. Jy weet? Dis amazing. Ek dink 'n voorbeeld vir mense, maar ek meen, jy weet, ek dink ons al drie kan sit, ek almal in die kamera agter kan ook hier sit, jy weet. Die mense, ek weet mense is prioriteit, maar wanneer ou die besluit neem, is jou eerste prioriteit en fokus is die koninkryk. Natuurlik. Ja. Hoe gaan hy my eers verander voordat jy die fight kan vat? Ja. Ek kan nie net ingaan soos ek was nie. Yes. Ek meen, ek sal my eerste tree sal ek gelei en ek sal net weer teruggaan in wat ek was en wat ek nie in wil wees nie. Maar hoe gaan die Here my verander om hierdie pad te kan gaan? En dit vat tyd, jy weet. Ons het laaste keer dat ek hier gesit het, ek dink dis in 'n jaar terug. Hoe lank was dit laas dat ek hier? Dis 'n jaar terug gewees. Dis omtrent 'n jaar. Baie tyd was dit 'n jaar terug wat ek eers met die Here begin loop het. Jy weet, so ons sit nou 2 jaar en in die pad in hierdie 2 jaar is die ongeduld is hier op tye, jy weet, die frustrasies, niks gebeur nie, niks beweeg nie. En dan weet die Here kom so nou dan herinner jou weet en sê hoor jy weet een van die eerste dinge wat jy my gevra het is geduld. Ek gaan jou geduld leer. Jy weet, dit is 2 jaar nou. Weet, dan sê ek, dit is 2 jaar. Ek weet, kom aan. Dit is geduld. Man, dit is geduld, jy weet. En wanneer nou by die geduld uitkom, gaan daar nog iets kom. En ek is opgewonde om te sien wat daar gaan kom, jy weet. En ek het na die Israel toer en my belewenis daar het ek vir die Here reg het gesê, gebruik my die manier jy moet. Ek is nie bang nie. I do not fear man. Use me the way you need to use me. I'm ready. Let's go. Amen. Jy weet, en nou ons is nou kyk waar is die Here mee besig. Ek het die voorreg om julle hier te kan sit, jy weet. Stukkie vir stukkie is hy besig om die prentjie vir my te bou en so stukkie vir stukkie dan loop ons met hom.